Goeiedag vriende, baie welkom by hierdie video waarin ek julle vandag meer gaan vertel oor een van die aspekte van ons gemeente. En ons gaan vandag kyk na die manier waarop ons preek. Hoekom gebruik ons, die Vredendal Baptiste Kerk, die ekspositoriese prediking in ons Sondag eredienste? Nou, ekspositoriese prediking, of soos dit meer algemeen in Engels bekend staan, expository preaching, is die uiteensetting van die Bybel op 'n sistematiese vers vir vers metode. So wat ons doen is, ons vat 'n Bybelboek, byvoorbeeld Romeine, en ons begin by Romeine 1 vers 1, en ons werk die boek deur vers vir vers tot by Romeine 16 vers 27. En soms kan dit ons 'n jaar neem, ander kere kan dit ons tot 2 jaar neem om deur een Bybelboek te werk. Nou hierdie is nie net vir ons 'n styl van prediking wat ons verkies bo ander style nie. Hierdie is 'n oortuiging wat ons het, omdat ons glo dat dit die Bybelse manier is om die woord van God te leer en te verkondig. In 'n tyd waar daar soveel persoonlike menings en temas en motiveringspraatjies op die kansel is, kies ons doelbewus om God self vers vir vers te laat praat. Kom ons gaan kyk hoekom ons hierdie metode verkies. Wat is ekspositoriese prediking in eenvoudige taal? Ons spreek wat die teks sê, vers vir vers, en ons doen dit binne die konteks waarin dit geskryf is. En dan pas ons dit toe in ons eie lewens. Wanneer ons die Bybel uitlê, dan kyk ons na spesifieke aspekte, sodat ons seker maak ons interpreteer die Bybel korrek. En ek gaan vandag vir julle 7 aspekte gee waarna ons kyk. En die eerste een is konteks. Die teks moet verstaan word binne die vers, binne die hoofstuk, binne die Bybelboek en dan binne die breër lering van die Bybel. Dit is die enigste manier hoe jy die korrekte konteks van die vers kan bepaal. En dan die tweede een is die oorspronklike bedoeling. Wat het die skrywer bedoel toe hy dit geskryf het aan die oorspronklike gehoor? Vir my en jou om die Bybel korrek te interpreteer, moet ons by die oorspronklike bedoeling van die skrywer uitkom. Die derde ene is die genre, die tipe literatuur, die tipe boek waarmee jy besig is. Is dit 'n profetiese boek, is dit 'n historiese boek, is dit 'n poëtiese boek? Want dit beïnvloed hoe dit gelees moet word. 'n Geskiedenisboek kan nie dieselfde geïnterpreteer word as die briewe aan die gemeentes nie. Net so kan 'n profetiese boek weer nie dieselfde geïnterpreteer word as 'n brief wat aan 'n gemeente geskryf is nie. En ek en jy moet seker maak dat ons hierdie verskillende genres reg interpreteer. Die vierde aspek waarna ons kyk is die historiese kulturele agtergrond. Verstaan die wêreld waarin die teks geskryf is. Ons gaan ondersoek die omstandighede waarin die oorspronklike lesers gelewe het, want dit het 'n invloed gehad op die skrywer. En dan die oorspronklike taal. Ons ondersoek die oorspronklike taal waarin die brief geskryf is. Die Bybel is geskryf in Hebreëus, Grieks en 'n bietjie Aramees. En soms is daar woorde in hierdie tale wat verskillende betekenisse het en ons moet dit gaan ondersoek. 'n Voorbeeld hiervan is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. En dan skryf Johannes later in 1 Johannes 2 vers 15, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Kan julle sien hoekom moet ons die oorspronklike taal gaan ondersoek? Want soms is daar woorde wat verwarring kan veroorsaak. Die 6de aspek waarna ons kyk, skrif moet met skrif vergelyk word. Die Bybel interpreteer homself. Geen teks staan alleen nie. Wanneer ons by 'n moeilike gedeelte in die Bybel kom, dan moet ons gaan soek op ander plekke in die Bybel waar ons duidelikheid kan kry oor hierdie moeilike vers. En die laaste aspek waarna ons kyk is toepassing nadat jy dit verstaan. Jy kan dit eers reg toepas wanneer jy dit reg verstaan. Ek en jy kan nie die Bybel in ons lewens toepas as ons nie die Bybel binne konteks korrek verstaan nie. En hierdie is een van die redes waarom daar so baie Christene vandag is wat verward is, want hulle kry dit eenvoudig nie reg om hulle lewenstyl aan te pas by dit wat die Bybel vir hulle sê nie, want hulle verstaan dit nie. Met ander woorde, wat ons doen met ekspositoriese prediking is, ons preek begin altyd by die Bybelteks en die boodskap van die teks word dan die boodskap van die preek. En dit verg gehoorsaamheid van die leraar. Die leraar bepaal nie die tema nie, die teks bepaal die tema. Die leraar skryf nie die boodskap nie, die leraar verklaar net wat daar in die teks staan. Ek vra dus nie, wat wil ek Sondag sê nie, maar ek vra eerder, wat sê God in die volgende paar verse? Ekspositoriese prediking is skrifgesentreerd, dit is konteksbewus en dit pas tydlose waarhede toe wat ons in die Bybel kry wat van toepassing is op vandag, hier in 2025. Hoekom glo ons dat hierdie 'n Bybelse manier van preek is?
Daar is ten minste 3 duidelike Bybelse redes waarom ekspositoriese prediking die regte metode is vir ons eredienste. En die eerste een is, die skrif is deur God ingegee. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. As elke vers uit God se mond uitkom, dan moet ons tog elke vers preek aan die gemeente. Die tweede rede is, leraars kry 'n opdrag uit die woord uit om die woord te preek. 2 Timoteus 4 vers 1 en 2. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering. Daar staan nie verkondig jou idee, of verkondig 'n storie, of verkondig iemand se getuienis nie. Daar staan verkondig die woord. En die derde rede hoekom ons glo dit is Bybels korrek om ekspositoriese prediking toe te pas, is omdat Jesus en sy disippels dit self ook gedoen het. In Lukas 24 vers 27 sien ons dat Jesus dit self gedoen het. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. In Handelinge 17 vers 2 redeneer Paulus uit die skrifte uit. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte en dit uitgelê. En dan in Nehemia 8 vers 9 sien ons seker die beste verduideliking daarvan. En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat hulle voorgelees het. Ons sien dus dat dit 'n Bybelse patroon is. Lees die Bybel, verduidelik dit sodat die mense dit kan verstaan en pas dit dan toe in jou eie lewe. Nou moet ons tog die vraag vra, wat van tematiese prediking, of soos ons dit in Engels ken, topical preaching? Nou hierdie is die prediking waar die leraar die onderwerp kies, byvoorbeeld oorwinning of vrees of vergifnis, en dan gaan soek hy Bybelverse om by sy onderwerp aan te pas en om sy onderwerp te ondersteun. Nou die duidelikste kenmerk van topical preaching is dat daar elke Sondag 'n nuwe onderwerp is en hierdie onderwerp kom elke keer uit 'n ander plek van die Bybel uit. Nou hoewel dit nie verkeerd is om soms temas te preek nie, het ons tog die oortuiging dat daar ernstige gevare is in hierdie manier van preek wanneer dit week in en week uitgedoen word. En ek gaan vir julle 3 gevare gee. Die eerste een is konteks wat verlore gaan. Nou meeste verse word buite konteks gebruik en dan word dit verkeerd toegepas in gemeentelede se lewens. Met topical preaching is daar nie plek of tyd om na die aspekte van Bybelinterpretasie te gaan kyk nie. Onthou julle die 7 punte wat ek vir julle gegee het? Die tweede gevaar van tematiese prediking is selektiewe lering wat plaasvind. Nou moeilike waarhede soos sonde, homoseksualiteit, egbreek, drankmisbruik, oordeel, bekering, hierdie is temas wat baie maklik oorgeslaan word want dit is moeilik om daaroor te preek. En die rede is, die Bybel word nie vers vir vers gepreek nie, so dit is maklik om dit oor te slaan. En dan die laaste gevaar is dat die leraar bepaal die agenda vir die gemeente. Nou hierdie is 'n geweldige belangrike rede hoekom ons glo dat topical preaching nie in 'n kerk hoort nie. Want in effek plaas dit die leraar as hoof van die gemeente en nie meer vir Christus nie. Want die leraar besluit wat sy gemeente moet leer en nie moet leer nie. Wanneer die Bybel vers vir vers gepreek word, bepaal die Bybel wat is die volgende tema. Met ander woorde, Christus bepaal wat is die volgende tema. Want volgende week se tema is die volgende vers of die volgende gedeelte van verse waarmee die gemeente besig is. Ons is oortuig dat die leraar slegs mag besluit op die volgende Bybelboek en nie die volgende onderwerp nie. Ekspositoriese prediking dwing ons om alles te preek wat God sê, nie net wat gemaklik is of wat mense wil hoor nie. Nou as ek ekspositoriese prediking vir julle kan opsom is, dit is skrifgesentreerd, die fokus is op God se woord, dit is sistematies, ons gaan deur die Bybelboek vers vir vers, dit is opvoedkundig, dit leer gelowiges hoe om self die Bybel te lees en om homself te interpreteer, en dit is oop vir die volle waarheid. Niks word weggelaat nie. Onthou weer wat staan in Nehemia 8 vers 9. Dit word voorgelees, dit word verduidelik, die betekenis word gegee, sodat die mense dit kan verstaan. En dit is hoe gemeentelede gevoed word, nie met menslike idees nie, maar met God se waarheid.
Nog 'n groot aspek van ekspositoriese prediking is die vrug wat daaruit kom, en ek gaan vir julle 4 noem. Die eerste een is geestelike groei. Dit veroorsaak geloof wat wortel skiet in die volle raad van God. Gelowiges wat onder hierdie tipe prediking sit, sal oor tyd leer hoe om die aanslae van die lewe Bybels te hanteer. Die tweede een is beskerming teen dwaalleer. Omdat die waarheid van God binne konteks verkondig word, sal die mense nie so maklik verlei word deur valse leringe nie, want hulle ken die waarheid. Die derde een, toegeruste gelowiges. Want gelowiges leer om self die Bybel te interpreteer en dit self toe te pas in hulle eie lewens. En dan die vierde ene, verheerliking van God. Want ons hoor God se stem direk uit die Bybel uit en nie die leraar se stem nie. Paulus sê in Handelinge 20 vers 27, ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. En dit is presies wat ekspositoriese prediking doen. Dit verkondig die woord van God. Ekspositoriese prediking is nie net nog 'n styl wat gekies word tussen baie ander style nie. Dit is 'n daad van gehoorsaamheid. Dit is 'n goddelike roeping om nie ons eie woorde te preek nie, maar om slegs die woord van God te preek. 'n Leraar wat ekspositories preek, sê eintlik, ek het niks belangrikers om te sê as wat God reeds gesê het nie. Die kerk van vandag het nie meer persoonlike opinies nodig nie. Die kerk het ook nie meer motiveringspraatjies nodig nie. Die kerk van vandag het die prediking van die woord van God nodig. En ek wil jou uitnooi, as jy nog nooit vers vir vers deur 'n boek van die Bybel gelei is nie, kom besoek ons kerk. As jy 'n begeerte het vir die waarheid, kom besoek ons. Ons as die Vredendal Baptiste Kerk is toegewy om slegs die woord van God te verkondig en jy is altyd welkom by ons. Baie dankie vir die geleentheid om hierdie aspek van ons kerk aan julle bekend te stel. Christus groete vanaf die Vredendal Baptiste Kerk.